Goeiemôre gemeente. Welkom in die erediens. Ekskuus. Ons gee net so 'n oomblik. Sy beter. Daar's hy. Welkom in die erediens en dit is lekker om elkeen van julle vanoggend hier te sien, so op 'n koel voel vir my begin wintersoggend. En is ook lekker om te hoor waar almal van ons nog rondloop met die ekstra vakansiedae wat daar was en die skole wat toe is. So die wat nog op pad terug is, hoop ons reis veilig. Die wat reeds terug is, hoop ons dit was regtig 'n goeie paar dae wat julle saam ook as 'n gesin en as 'n familie en saam met geliefdes kon vier en lekker kon rus. Enkele afkondigings, sommer net indien daar enige besoekers is of nuwe intrekkers is julle welkom om vir my voor by die nagmaaltafel te ontmoet. Dewald is met verlof hierdie naweek, so ek sal julle sommer graag hierso ontmoet. Ek herinner graag dat hierdie kwartaal is eintlik 'n uitdaging vir enige tienerbediening in die omgewing met al die lang naweke. So volgende naweek is daar darm weer vir 'n slag aanddiens vir ons hoërskool jong mense of vanaf graad 7 en dan sit ook 'n diens met nagmaal en is ook Moedersdag volgende week. So ja, ons sien uit na 'n mooi geleentheid saam. En 'n klompie mense aan wie ons in die besonder dink. Ons dink aan Tannie Martie Moelman. Sy het geval en haar enkel gebreek en 'n operasie ondergaan en sy sterk tans aan by die Green Tree versorgingseenheid. En dan dink ons aan Petro en haar dogter Marley en Alfred en hulle gesinne met die afsterwe van Omani Reder. En 'n dankdiens vir sy lewe word hier in ons erediensruimte Vrydag die 9de Mei 11:00 gehou. Mani en Petro is al jare deel van hierdie geloofsgemeenskap, so julle is ook baie welkom om die diens saam by te woon. Ons 'n klompie mense wat verjaar. Ons sê geluk vir die wat vandag verjaar, Skalk Lessing, Johan van der Riet en Leroux van Diemen. Dan sal jy sien daar's 'n klompie verjaarsdae bo 80. En ook is daar verjaarsdae vir die res van die week. Neem asseblief 'n gemeenteblaadjie of lees sommer so hier op die bord. Maar mag dit vir elkeen wat in hierdie week verjaar 'n besondere dag wees en 'n mooi jaar wees wat voorlê. En dan sou jy gesien het in ons briefie dat ons Pinkster is om die draai. Dit is altyd 'n hoogtepunt, lekker kuiergeleenthede na afloop van die erediens. Hierdie jaar is dit Dani de Tooy, vorige leraar hier by Waterkloof wat dit kom aanbied. En ons is gesien sommer baie uit om hom weer vir eerste keer in 'n klompie jare hierso te verwelkom. So dit werk soos gebruiklik van die Sondagoggend af tot en met die Donderdag. Ons Pinkster, sou jy weet, is 'n week voor die ander gemeentes en so dit is van die 25ste tot die 29ste en dan elke aand van die Sondag aand af eet ons 'n ligte ete na die erediens hier op die stoep en kuier ook heerlik saam. Ek dink dit gaan 'n mooi geleentheid wees en Dominee Dani is ook baie opgewonde om 'n klomp ou vriende en nuus ook te ontmoet, maar ook weer lekker te gesels met die wat hy ons nou ook 'n lang pad mee gestap het. Neem asseblief 'n briefie by die deur, daar is nog 'n klompie dinge wat belangrik is, en as jy nie die e-pos ontvang met die gemeentebrief nie, stuur sommer net vir my 'n WhatsApp of vir die kantoor, dat ons kan kyk waar lê die gaping in die kommunikasie. Goed, ek gaan vra dat Noah vir ons die kers aansteek vanoggend. Dankie Noah. Die Christuskers, die simbool van God se teenwoordigheid. Ook 'n simbool van nuwe lewe, soos wat ons in hierdie tyd spesifiek ook gedenk in die Paase na die opstanding. Partykeer is daai vuurhoutjies bietjie simpel. Hierso. Dankie. Saam met die kers wat brand en ons herinner aan God se teenwoordigheid, gaan ons ook 'n toetredelied sing terwyl ons sit. 'n Belydenis na die opstanding kan ons tot rus kom in die wete God is hier teenwoordig terwyl ons so sit.
Uit die Filippense brief lees ons, Paulus skryf aan die gemeente, al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Aan die woorde te leef uit die opstandingsgebeure. 2 Sondae terug was dit die fees van die opstanding waar ons mekaar kon begroet met die woorde, die Here het opgestaan. Daarom groet ons mekaar ook nou in die naam van die Here wat op 'n besondere wyse na sy dood steeds ervaar word. Genade en vrede. Ons gaan staan en saam 'n aanbiddingslied sing. 3 verse. Voordat ons saam nadink oor wat dit behels om ook 'n geloofsgemeenskap te wees in die Paastyd en saam gaan lees uit die skrif, gaan ons ook eers saam met bid. Ek gaan voortgaan met 'n kort gebed en daarna terwyl ons sit, sing ons lied 442 as deel van ons gebed vanoggend. Here, ons praat oor Paase en ons dink daaroor en ons sing daaroor in hierdie tyd. Ons wil vra dat U dit vir ons sal gee, dat ons almal met ons vrae en met ons sorge, met ons lief en met ons leed, hierdie Paastyd ten volle sal belewe. Dat dit vir ons werklik Paasfees sal word, nie net op ons kalenders nie, maar ook in ons lewens.
Ons gaan vanoggend saam lees uit die evangelie volgens Lukas. Aan die woorde die Lukas evangelie skrywer se vertelling oor die opstanding. En hierdie vertelling het 5 episodes. Eers is dit die vroue, hulle het nie mooi geweet wat om daarvan te dink nie. Toe vertel hulle die disippels en vir die disippels lyk dit na onsin. Petrus gaan kyk, hy stap weg vol verwondering oor wat gebeur het en toe is dit die manne op pad na Emmaus. Hulle is in 'n ernstige gesprek oor wat nou net gebeur het in Jerusalem. En dan kry ons die verhaal of die gedeelte van die verhaal in Jerusalem of 'n vertelling in Jerusalem waar die klomp so oorstelp is van blydskap en verbasing om Jesus te sien dat hulle eintlik alweer sukkel om dit te glo. Maar met hierdie 5 episodes help die skrywer van die Lukas evangelie ons om oor die opstanding na te dink. Dit wil ons help om te ervaar in die eerste plek dat om in God te glo is nie 'n vervelige besigheid nie. God is dikwels anders as wat jy en ek sou verwag. God deurbreek dikwels doodloopstrate. Om aan God te glo is nie gelyk aan die nakom van 'n klompie voorspelbare reëls nie. Want ewe skielik is daar 'n toekoms wat saam met God ontvou. En word Christendom op 'n manier iets opwindend, uitdagend, vol nuwe insigte. Nou die voorbeeldverhaal in Lukas 24 help ons met 'n klompie insigte oor 'n lewe saam met God. En by uitstek ook dan nou om te dink oor die vraag, maar waar vind 'n mens dan nou vir God? Waar vind 'n mens dan nou vir Jesus nadat hy dood is, maar tog lewend ervaar word? Ons gaan saam lees vanaf vers 13 tot 35. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk. En hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos, maar intussen is dit nou al die 3de dag vandat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle in 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o, julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat het en die skrifte vir ons uitgelê het nie.
Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. 'n Lang en bekende verhaal, wat ons mos nou dikwels ervaar as iets so bekend is, dat ons soms iets van die betekenis daarvan ook laat verlore gaan. Die Nuwe Testamentikus John Dominic Crossan skryf van hierdie verhaal, dat ons in hierdie bekende verhaal eintlik in die gebeure van een middag 'n metaforiese opsomming van die eerste gelowiges daar in die eerste klompe jare se denke oor God kry, soos wat dit ervaar is in Jesus. Met ander woorde, hier wil in hierdie verhaal vir ons op 'n manier opgesom word, hoe word God dan nou ervaar? Ons tref hier mense aan wat moedeloos is, teleurgesteld is, sukkel om God se teenwoordigheid te ervaar, om eintlik sin te maak van hierdie lewe dan nou saam met God, na die ontnugtering van die kruisdood. En om hulle te laat sien, om hulle oë oop te maak vir God se nabyheid, doen Jesus eintlik iets met hulle. Hy vat hulle so half op 'n proses, sodat hulle op 'n nuwe manier oor God kan dink, en oor 'n lewe saam met God kan dink. Nou teen hierdie agtergrond wil ek saam met jou so 'n bietjie dink oor 'n paar insigte in die verhaal, oor hoe 'n lewe saam met God dan nou lyk. En ek dink die eerste belangrike ding wat ons vir mekaar moet sê is, wat duidelik word in hierdie verhaal is, ons hoef nie na God te loop soek nie. Sommer reg aan die begin van hierdie verhaal, waar hierdie skrywer van die Lukas evangelie iets van die groot beweging van die evangelie aan sy hoorders uitbeeld. Soek jy na God, hou op, want in Jesus het God jou kom vind. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Dis die evangelie, dis die goeie nuus, dat God na ons toe kom. Dis nie ons vroomheid, ons beoefening van godsdienstige rituele, ons pogingkies om goed te leef, wat ons by God uitbring nie. Iewers begin alles by God se inisiatief. Dit lê immers aan die hart van die gereformeerde tradisie. Die Nederlandse priester, eintlik 'n kunstenaar in sy eie reg, Henry Nouwen, verwoord dit aangrypend wanneer hy sê, "For most of my life I have struggled to find God, to know God, to love God. I have tried hard to follow the guidelines of the spiritual life, pray always, work for others, read the scriptures, and to avoid the many temptations to dissipate myself. I have failed many times, but always tried again, even when I was close to despair. Now I wonder whether I have sufficiently realized that during all this time God has been trying to find me, to know me, and to love me. The question is not how am I to find God, but how am I to let myself be found by Him? The question is not how am I to know God, but how am I to let myself be known by God? And finally, the question is not how am I to love God, but how am I to let myself be loved by God? God is looking into the distance for me, trying to find me, and longing to bring me home." God het in Jesus ons kom vind en maak dit vir ons moontlik om die Here se teenwoordigheid te beleef. En dan wil hierdie verhaal ons verder help om te ontdek, maar waar kom vind God ons dan nou? Waar ervaar ons God dan nou in hierdie lewe? En lees ons behoorlik deur hierdie oorbekende verhaal, besef ons dat daar's ten minste 2 ruimtes, sou ons kon sê, of sfere waarin God in hierdie lewe ervaar kan word. Die eerste daarvan lees ons, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie.
Hier het ons die sfeer van die erediensruimte. Kry vir jou 'n plek waar die skrif, waar die verhaal van die evangelie, waar die boodskap van God, waar woorde oor 'n lewe saam met God keer op keer met jou gedeel word. Dis 'n plek waar jy God kan ontmoet. Dit kan inderdaad dooie harte weer laat opvlam. Kry vir jou 'n ruimte waar daar erns gemaak word, op 'n verantwoordelike wyse, met die Bybel en die verhaal van God met mense. Daar's 'n tweede element aan hierdie eerste ruimte wat kom ons noem dit die erediensruimte is. En dit lees ons verder in die verhaal wanneer daar staan, terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Nou die kunste het mos nou 'n manier om 'n ding soms baie duideliker te sê as wat, wel ek dit enigstens sal kan sê. Rembrandt skilder in 1648, ek gaan net vir 'n oomblik hierdie lig vir julle afsit, dat julle dit behoorlik kan sien. En is die eerste keer wat hy, dis nou 1648, 'n kunswerk maak hy van die Emmaus verhaal, en is die eerste keer wat Jesus in die middelpunt van een van sy skilderye is. Meeste van julle is dalk bekend daarmee. En reg daar in die breek van die brood, saam met mense aan tafel, word Christus sigbaar. Dit en hierdie verhaal is die moment wat Rembrandt kies om Jesus nie meer sommer so vaag weg of in die skadu te teken, soos in die ander kunswerke oor Jesus tot dusver nie. Helder in die middel, waar hy die brood breek. Dis nog 'n moment in die erediens waar jy vir God kan ontmoet, in die sakramente. Sakramente het mos nou te doen met, ek net weer hier aansit vir die wat. Sakramente het mos nou hier te doen met die heilige, die sakrale. Dit is elemente wat eintlik so alledaags en algemeen is, maar wat my bewus wil maak van God se teenwoordigheid, wat die nabyheid van God op 'n manier simboliseer. En in 'n wyeer sin kan jy ook sê dat sakramente, die doop en die nagmaal jou herinner dat die lewe self heilig is. Dat dit iets van die heiligheid en die gewydheid en die kosbaarheid van die lewe self suggereer. Die lewe wat ons in die teenwoordigheid, in die aangesig van die Here leef. Daar waar die skrif, die verhaal van die evangelie met jou gedeel word, daar waar brood saam gebreek word rondom 'n tafel, as jy hier instap in die erediensruimte, dan sien jy 'n Bybel, jy sien 'n nagmaaltafel, jy sien 'n doopvont. Daai elemente word vir die Paasgemeente ontmoetingsplekke met God. Daarom is dit my opinie dat jy met groot vrymoedigheid van jou dominees kan verwag, van die gemeente waarin jy is, dat hulle voortdurend hulle self daartoe verbind om te sê, maar ons gaan alles doen. Ons gaan ons harte volledig gee om seker te maak dat in die erediens, in hierdie ruimte, in die saamdink oor die skrif, in die breek van die brood, in die nagmaal, gaan ons saam iets van God se teenwoordigheid ervaar. Maar dan moet ons onthou, die sakramente, selfde vir die goeie nuus, die boodskap van die evangelie, dis nooit bedoel om beperk te bly tot hierdie ruimte nie, tot die kerk nie, ons sê nie. En dis hier waar nou en dit weer eens raak skryf wanneer hy, of raak sê wanneer hy 'n boekie juis oor hierdie teks skryf, With Burning Hearts, wanneer hy sê, only when we recognize the rich network of connections between the Eucharist and our life in the world, can the Eucharist be worldly and our life Eucharistic. Daarom is daar ook hierdie tweede plek waar jy iets van God kan beleef. En oor jare is daar mos nou baie moeite gedoen om te probeer vasstel deur
argeoloë in Nuwe Testamente sê, waar presies is Emmaus nou geografies geleë? Waar is hierdie plekkie waarheen hulle nou op pad is? En dan is die ironie dat daar nie op een enkele plek ooreen gekom kan word nie. En dan skryf die Nuwe Testamentikus borg hieroor, en dan het hy hierdie mooi sê waar hy sê, Emmaus is nowhere precisely because Emmaus is everywhere. Jy sou dit anders kon verwoord, sy kollega op 'n manier John Dominic wat skryf, maar Emmaus never happened, Emmaus always happens. Wat iets wil sê van, dit gaan nie oor die spesifieke plek of historiese gebeurtenis wat plaasgevind het in hierdie verhaal nie. Ons weet dit is mos 'n verhaal wat vir ons na iets meer wil wys. Dis hierdie simboliese verteenwoordiging van 'n ervaring met God. Daarom kan ons dit nie op 'n presiese plek en tyd en datum gaan neersit nie. Hierdie ontmoeting met God is nie net gereserveer vir die ruimte van die erediens of die gemeente en die geloofsgemeenskap nie. Daar's ook die everywhere. Daar's ook die always wat deel is van 'n belewenis saam met God. Ons sing van kleins af in die liedboek eintlik dit in 'n belydenis, in die oorbekende lied op berge en in dale, ja oral is my God. En dan sing ons verder in die lied, ook in alle omstandighede daar is God. Dis ook die volgende waarheid van hierdie verhaal. Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem? Vra hulle hierdie reisgenoot reg aan die begin. En so ontvou die verhaal hoe hulle oë oopgaan en hoe hulle in hierdie vreemdeling, in die vreemde, in die onverwagse vir Jesus leer ken. Buite die erediens, daar op pad, het hulle hierdie godservaring en gaan hulle oë oop. Ek dink dit word uiteindelik 'n oefening in geloofsonderskeiding. Die vermoë om iets van die Here se teenwoordigheid te beleef, dan ons nou selfs in die onverwagse, in die onbekende. Everywhere and always. Hierdie ruimte buite die mure van die kerk en die erediensruimte in die wêreld van God. Ons kry dit so dikwels dat die wêreld of die ruimte buite die kerk so half gestel word teenoor die kerk. Nou word daar gesê, maar ek steur my nie eintlik meer aan die kerk nie. Ek gaan nie regtig meer kerk toe nie, want my ontmoetingsplek met die Here is nie in die kerk nie. My ontmoetingsplek met die Here is in die skepping. In die skepping van God. So, daarom is ek eintlik so 'n bietjie ongeërg oor waarmee julle besig is hier binne in die kerk. En ek dink is onnodig. Want ons het hierdie een ontmoetingsplek as 'n geloofsgemeenskap saam en dan het ons nog ontmoetingsplekke. En die kunstenaar, argitek Antoni Gaudi het waarskynlik iets hiervan verstaan. Sy bekendste werk wat julle mos nou weet, hy nie self kon voltooi nie, is daai kathedraal in Barcelona, die Sagrada Familia. En vir hom was sy uitgangspunt om deur die wêreld buite die kerk geïnspireer te word, is om deur God geïnspireer te word, skryf hy op 'n plek. Hy skryf, die wat die wette van die natuur gebruik as inspirasie vir hulle werk, werk eintlik saam met die Skepper. Verduidelik hy dit. En dan om in hierdie kathedraal, ek weet nie wie van julle al daar was nie, was bevoorreg om 'n draai al daar te maak. Om daar te stap is soos om in die wêreld hier buite te stap. Dit is asof jy in 'n woud is. Die pilare styg soos bome op en skei, ek gaan weer vir julle so 'n bietjie afsit hierso en skei eintlik die dit styg op en dan skei dit in hierdie takke wat reg oor die plafon span. Byna elke vierkante meter van daai kathedraal verteenwoordig iets in die buitewêreld. Dis aangrypend om dit te sien. As geheel dra dit by tot hierdie oorweldigende gevoel en 'n ervaring van God hier binne, maar ook hier buite. Dis onmoontlik om daar binne te wees en nie te dink aan die wêreld daar buite nie. Maar daarmee saam is daar tekens van die nagmaal. Daarmee saam is die Bybel en die kruis sigbaar, soos wat dit hoort in 'n kathedraal. En wou Gaudi op 'n manier dat besoekers vir God ervaar
in daai ruimte, maar ook in die kleinste gogga wat jy op 'n blaar sal kry. Van die hoogste boom tot in die nagmaal. En as jy daar staan, is dit onmoontlik om te klein te dink oor waar God beleef kan word. God so groot, maar so naby soos in die muurtjie op 'n blaar. En dan skryf 'n stukkie iemand wat kommentaar daaroor lewer, it reminds us that what's sacred is literally all around us. En dink ek het hy met daai kathedraal eintlik die kreatiewe vermoë gehad om hierdie twee ruimtes te vermeng en te sê dis nie vir hom 'n of binne of 'n buite nie, maar 'n en. Dis sommer net so klein videogreep wat vir jou iets wil help beleef van wat jy daar binne beleef. Aanvullend tot hierdie verhaal help dit ons om iets te verstaan van, maar dis nie hier binne nie, maar ook daar buite, op pad, op die reis van die lewe, waar ek iets van God ervaar en God ontmoet. Die manier waarop die skrywer van hierdie evangelie vir Jesus voorstel, is mos nou so anders. Dis so in die gewoonheid van die lewe, dat dit in die vreemdeling is. David Bosch, die teoloog, het tussen al sy wonderlike akademiese werke, het hy ook 'n kosbare boek geskryf, gewoon met die titel A Spirituality for the Road. En uit die titel blyk dit reeds duidelik hierdie versigtiging dat ek vir God sal beleef, nie net in sekere ruimtes van my lewe nie, maar op die pad van die lewe. Die heilige word so half ingedra, word erken in die alledaagse, waar ek my reis voortsit. Ek wil afsluit met 'n laaste kunswerk, is een van my gunsteling skilderye wat by 'n Bybelse verhaal aansluit, en dit is hierdie Italiaanse skilder mos nou Caravaggio se Avondmaal te Emmaus. Dit is so 1601 geskilder. En in die skildery wat in Londen te sien is, vind ons 4 figure om 'n tafel. En regs voor op die rand van die tafel sal jy sien is daar 'n mandjie vol vrugte wat dreig om so half te kantel. As 'n kyker voel mens amper asof jy in hierdie oop ruimte voor die tafel jy wil dit betree om daai mandjie net weer reg op die tafel te skuif. Hierdie skildery tree in gesprek met die teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het. En hy beeld ook die presiese oomblik uit wanneer die 2 disippels vir Jesus erken. Die disipel links voor, dalk Kleopas, beer swaal verbuisterend vorentoe op sy stoel, terwyl die disipel regs sy arms wyd oopgooi. Is sy uitgespreide arms dalk 'n sinspeling daarop dat herkenning 'n verbondenheid met die opgestane gekruisigde meebring? Maar wat verder voor, my opval is die gewoonheid en die aardsheid van hierdie toneel.
Die disippels se kleerdag is eenvoudig. Daar's selfs 'n skeur in die baadjie van die disipelings. Terwyl die rooierige neus van die ouer disipel, jy gaan dit dalk moet Google om dit raak te sien. Dit lyk of hy 'n verkoue het. Maar tydelik bring die verrassende herkenning hulle harte en hulle liggame in beweging. Dalk was hulle gevoel soortgelyk as die waarneming in die eerste strofe van Sheila Cousins se gedig Terugkeer van Emmaus. En niks sou so bewys hoe U Messias is as hierdie liefde buite ons begrip vir alles wat so seer en hinkerend aards van ons aarde aards is. Links van die baardlose Jesus beeld hy dan nou ook nog 'n figuur uit wat na 'n vreemdeling aan tafel, wat na die vreemdeling aan die tafel kyk, is waarskynlik die herbergier. En hy lyk totaal onbewus van wat hier midde in die aardse alledaagsheid hier afspeel. Geen teken van herkenning of oorweldiging is by hom te bespeer nie. Anders as hulle van wie ons lees in Cousins se gedig, wanneer sy afsluit deur te sê, maar Heer, ons loop hier huis toe, op voete wat van U hastigheid wil dans. By uitstek nooi hierdie voorbeeldverhaal ons om so 'n bietjie anders te kyk na jou lewe saam met God. Die een groot saak dwars deur die Bybel is hierdie teenwoordigheid van God. 'n God wat kies om na ons toe te kom in die lewe. Is dit nie die hart van die Paasboodskap nie? Mag ons die krag van die opstanding so ervaar dat ook dit van ons gesê kan word. Maar Heer, ons loop hier vandaan af huis toe, die wêreld in, op voete wat van U hastigheid wil dans. Amen. Ek wil vir ons voortgaan met 'n gebed. En dis 'n gedig van Wilhelm Jordaan waarin hy skryf juis oor die breek van die brood en weer eens hierdie vermenging dat dit wat ons hier binne ervaar onlosmaaklik deel is van dit wat ons hier buite ervaar. Hy skryf van die breek van die brood en die nagmaal asof hy dit in 'n droom ervaar, maar dat daar weer iets daarvan in sy alledaagse ook sal vergestalt. Ek bid vir ons saam. In drome vol angs bedien my Heer my, 'n klein sakrament uit sy hand, breek die maan wit wolke oop tot sagte nagmaalbrood. En môre by ontbyt sit ek aan die tafel, sny ek uit die bakkersbrood die nag se droom weer oop. O vlees van die woord, voed my in hierdie môre met U hemelgraan, dat iets van die nagmaal in my dag bestaan. Dis wat ons ook vanoggend vra, Here, dat U ons oë en ons harte sal oopmaak vir die wonder van U teenwoordigheid in hierdie lewe, vir die troos van U nabyheid in ons klein bestaan. Wil U ons lei om te ervaar hoe U na ons toe kom, everywhere and always, in tye van vreugde en angs. Help ons om iets van U teenwoordigheid ook so aan ander te bedien, wanneer ons hier uitstap, met blyke van liefde. Amen. Daar is nou geleentheid vir die dankoffers.
Nooi julle hartlik uit om saam met ons te kuier na afloop van die erediens op die gemeentestoep. Lekker warm koffie en tee teen die koue. En dan gaan ons afsluit met 'n laaste lied. Die bekende Op berge en in dale, 'n belydenis, maar terselfdertyd ook 'n stuk troos. Dat die verhale wat ons in die evangelie het van mense wat Jesus steeds bly ervaar het na sy dood, wat ons help om te ervaar dat God na ons toe kom in elke aspek van ons lewens. Kom ons staan en ons sluit ons daarmee af. Die laaste element in 'n erediens is juis sprekend van dit waaroor ons vanoggend nagedink het. Dit waarmee ons hier uitgaan na die wêreld daar buite. Liewe gemeente, die Here seën jou met 'n nuwe bewussyn van God. God se teenwoordigheid, liefde en krag. Die Here seën jou met 'n nuwe bewussyn van jouself. Jy is God se geliefde. En die Here vul jou met hoop vir die vernuwing van hierdie lewe en hierdie wêreld. Gaan dan in sy vrede.